Ag ek wil as jy my sal toelaat om net vir so 'n oomblik wil ek net stil staan by die gebeure wat vandag besig is om te gebeur. En ek wil net hê ons moet die gordyn net oopmaak agter die profetiese landskap wat wel op die oomblik gebeur in die wêreld. En ek dink is nodig dat 'n mens die kamertemperatuur moet neem en notisie neem van wat tog besig is om te gebeur, want dinge word reggeskuif en daar is 'n skudding op die oomblik. Amen. So 'n skudding en ek dink aan hierdie 2 weke wat verby is, die ongelooflike vloede wat ons gehad het. Die vloedlyn in die Baviaans byvoorbeeld is daar's nog nooit so opgeteken so hoog soos wat dit nou gegaan het nie. En mense moes teruggaan na perde en toue om mense oor riviere te kry, want voertuie of helikopters, daar was te veel wind, kon nie by mense uitkom nie. Ek dink ons lewe so in 'n tyd waar ons agterkom dat soos in Daniël, die kennis het so toegeneem, tegnologie het so toegeneem en vergroot en baie dinge so verbeter, maar met tegnologie het moraal nie verbeter nie. Boosheid raak al hoe meer op die wêreld. En maak nie saak hoeveel tegnologie het nie. You cannot change the heart of man without the love of Jesus. You can't do it. Ek bedoel, in die wêreld is regtig besig om reg te skuif. Daar's duistere magte in Rusland, in China, in Iran. Daar's bose dinge besig om te gebeur. Maar moenie worry nie, ons kan hulle almal vertrou met AI. Amen. Don't worry nie, it's fine. Moenie worry nie, nukleer vermoë is fantasties en Iran gaan dit gebruik om krag op te wek. So die wêreld is bestem om tot 'n einde te kom. En 'n nuwe aarde gaan herskep word deur God. En daar gaan finaal met Satan gedeel word. En ek wil nie ek wil nie jy moet 'n prepper word nie. Met ander woorde, ek wil hê jy moet opkyk. Ek wil hê jy moet beplan vir die volgende 100 jaar. Maar jy moet leef asof die Here dadelik sal kom. Moenie 'n datum uit my probeer kry nie, want dit gaan nie gebeur nie. Maar jy weet, eskatologie of die tye, die studie van die eindtye is nie my primêre bediening nie. My primêre bediening is om die kruis van Jesus, die opstanding van Jesus te verkondig en die genade tydperk waar ons is. Maar die afgelope 2 weke en vandag wil ek klaarmaak met hierdie reeks. Het ek gepraat oor die wegraping en oor die wederkoms en die volgende gebeure wat gaan gebeur. En die volgende gebeur in ons lewens is die wederkoms van Jesus. Nou, hierdie is 'n swaar onderwerp, maar net soos 'n dokter jou eerlik moet antwoord as jy 'n siekte het, wat dit is en wat die gevolge kan wees, het ek ook die opdrag as 'n kind van God, as 'n man van God, as 'n herder van 'n gemeente, om aan u die waarheid te vertel en nie sekere dinge te ignoreer wat ek in die Bybel sien staan nie. So die Bybel, ek's nie doemprofeet nie, maar ek wil net die temperatuur probeer meet en God se kerk regkry vir sy koms. Amen. So die Bybel voorspel het die vir 4000 jaar lank die geboorte van Jesus voorspel, het dit gebeur. Die Bybel het die opstanding voorspel, het dit gebeur. Maar daar's nog 'n voorspelling, en dit is dat Jesus weer gaan kom. Gaan dit gebeur? Ja. Nou wat gaan gebeur die dag na die wegraping? Ek het gesê in die begin, ek wil hierdie vraag beantwoord. So ek wil net vir u sê, die dag na die wegraping, wat op aarde gaan gebeur,
gaan baie sleg begin, maar dit gaan goed eindig. Die kerk op daai stadium is nie meer hier nie. Ons is by Jesus. Amen. Sal in 'n oomblik weggeneem word. En as jy dit nie kan glo nie, dan kan jy ook nie glo in die opstanding van Jesus Christus nie. En as jy nie kan glo in die opstanding van Jesus nie, kan jy ook nie glo in die wegraping van die kerk nie. So wat gaan gebeur? Wel, Openbaring 6:15 tot 17 sê die volgende: En die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owerstes oor 1000, en die magtiges, en die slawe, en al die vry mense, het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van die Here wat op die troon sit en vir die toren van die Lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? So, God kom om ongeregtigheid, boosheid en sonde finaal mee te deel. En dit word as die toren van die Lam uitgebeeld en in hierdie feit dat die bruid uitgeneem is, sal daar dan herstel, oordeel en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom. So, ek is bly ek gaan nie hier wees nie. En indien u dink ek over-exaggerate wat die Bybel sê, as jy nie kan glo wat ek sê nie, luister wat Jesus self gesê het. Nou luister, as ons nie in alles kan glo wat Jesus gesê het nie, kan ons in niks glo wat hy gesê het nie. As ons nie in alles kan glo wat hy gesê het nie, kan ons in niks glo wat hy gesê het nie. Matteus 24:21, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos Jesus self wat dit sê. Soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie en ook nooit sal wees nie. Johannes ontvang hierdie visie op pad op Patmos in Openbaring en duidelik word aan hom vertel en gewys wat gaan gebeur. En ons sien dat spesifiek die nasie van Israel spesifiek onder hierdie tyd onder 'n aanslag gaan kom. Jeremia praat van Israel in Jeremia 30:7 sê, wee want die dag is groot, sonder weerga. En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob. En hy sal daaruit verlos word. En op die dag, spreek die Here van die leerskare, sal ek sy juk verbreek van jou nek af, en jou strope stikkend ruk, en vreemdes sal hom nie meer diensbaar maak nie. Maar hulle sal die Here, hulle God dien, en hulle koning Dawid, wat ek vir hulle sal verwek. Dan beskryf Daniël vir ons hoe die Here, die engel, die aardsengele van die aarde, die opdrag gee om Israel te beskerm. En Michael, die groot vors, in Daniël 12:1 sê, en in hierdie tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan. Nou, Michael is die oorlogsengel van God. Gabriël is die boodskapper engel van God. Hy het aan Maria verskyn. Hy verduidelik. Michael beklei, maar Gabriël verduidelik. Ek het so stel in die Bybel. Maar vers 1 sê, hierdie Gabriël sal optree en dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nog nooit gewees het vandat 'n volk bestaan tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Nou waar spesifiek praat die Bybel hieroor? Openbaring 6 vers 1. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En so,
die gebeure van die verdrukking of die oordeel van God word uitgebeeld in 4 perde, wat daar 7 seels en daar word 4 perde geopenbaar. Nou, onthou, ons is by Jesus. Amen. Ons is by Jesus, maar vir die wat agterbly en vir Israel gaan die volgende gebeur. Openbaring 6:2 en ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit het 'n boog en aan hom is 'n kroon gegee en hy het uitgegaan as oorwinnaar om te oorwin. Nou, die eerste perd is wit. Nou mense sal sê, wit, is dit nie Jesus wat op 'n wit perd kom nie? Ja, dit is op 'n ander tyd wanneer Jesus op 'n wit perd gaan kom, maar hierdie een is een wat Jesus naboots. Hy's 'n kopieer. Amen. Dit is die anti-kris. Hy probeer soos Jesus kom op die aarde. En hy kom nou met sy wit perd en hy word 'n world conqueror. Die Bybel sê hy het 'n boog in sy hand wat beteken oorlog en hy het 'n kroon wat beteken aan hom is die gesag gegee. Nou ek wil vir u sê, Napoleon het al probeer om die aarde oor te neem, Hitler het al probeer, mense het al probeer, maar daar gaan een kom wat dit gaan doen. En dit is die anti-kris. 'n kopieer op 'n wit perd. Hierdie man is deel van, ons noem dit in teologie die onheilige drieheid. Die onheilige drie-eenheid. Ons kry die heilige drie-eenheid wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan kry ons die onheilige drie-eenheid wat opereer. Dit is nommer 1, dit is die anti-kris. Nommer 2 is dit Satan en die derde ene is die valse profeet. Die onheilige drie-eenheid. Hoe gaan hy dit doen? Wel, sodra, luister, wanneer die kinders van die Here uitgeneem word, miljoene, word die goeie mense uitgeneem. Amen. En jy kan dink die ekonomiese absolute devastasie wat gaan gebeur. Ekonomie gaan ineenstort, daar gaan verwarring wees, daar gaan blaam wees. Die Heilige Gees word uitgeneem. Die oortuiging en die genade en die liefde wat Jesus op die aarde deur die Heilige Gees gee, gaan daar nie meer wees onder mense en onder die wat agterbly nie. En uit daai chaos kom 'n man aan bewind wat die vermoë het om koalisies te sluit met nasies. En hy het 'n boog en weermagte van die wêreld agter hom. En vir 7 jaar lyk dit of Satan oorgeneem het. Kerk is nie hier nie, Gees van God is nie hier nie. Dan sê Openbaring 6 vers 3, hy sê, en toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wesen sê, kom kyk. En 'n ander perd, 'n 4 rooie, het uitgekom. En aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak en 'n groot swaard is aan hom gegee. Nou hierdie goed staan in die Bybel. Hierdie perd word uitgebeel as 4 rooi en dit spreek van bloed en van 'n swaard wat hy het. En jy weet, ons het vandag ons nukleer en ons het allerhande chemiese, biologiese wapens wat alreeds geberg word, gehou word deur nasies, Rusland, China. En duisende jare terug, nog voor al hierdie goeters, het die Bybel dit voorspel. Hy praat daarvan in Sagaria 14:12. Nou kan jy dink 4000 jaar is hierdie teruggeskryf en dit sê, en dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hulle sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan en hulle oë sal weer wegteer in hulle holtes en hulle
tong wegteer in hulle mond. Dit klink vir my na nukleer. Nou, Johannes het letterlik die Armageddon gesien. En ek wil niemand bang praat vanoggend nie, maar ek wil vir u sê, I believe this stuff. Ek glo dit. En as die anti-kris oorneem, dan begin die oordeel van God. Deur die 4 perde wat volg een op die ander ene. Wit perd is die anti-kris. Die rooi perd is oorlog. Nasie teen nasie wat ingeneem word, wat nie wil buig voor die anti-kris nie. En daar sal 'n eenstelsel geldeenheid afgeforceer word op die wêreld en ek kan u waarborg, dit gaan nie die rand wees nie. Dit gaan ook nie die dollar wees nie. Ekonomie sal val, markte sal ineenstort. En hopelik gaan die anti-kris my skuld kry. En dis wanneer die merk van die bees, die 666 op die voorkop of op die hand geneem moet word en jy sal nie kan koop of verkoop in daai tyd nie, sonder die merk nie. Een regerder sal oorneem en nasies sal hulle onafhanklikheid verloor and allegiance to this one man call. En is ons nie al naby aan so 'n stelsel met al die tegnologie wat ons lewens beheer nie. Ek bedoel, net in die bankwese, jy word dopgehou. Daar is stelsels, daar's regulasies, SARS, daar's sisteme waarom ons nou al reeds gekoppel is. Maar tot nou toe kan die anti-kris luister nie oorneem nie van die kerk is hier. The church of Jesus, the bride of Christ, is still on the earth. Amen. Kan nie dink hoe Suid-Afrika sal wees sonder Christene. Judas 1 vers 6 praat dan nou dat daar word magte ontketen, bose geeste word toegelaat op aarde wat gehou is, weggehou is, in die abyss gehou is, wat van die begin af so boos was, dat hulle in gevangenskap gehou word tot hierdie dag toe. Judas 1 vers 6 praat daarvan, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige booie onder die duisternis bewaar. Nou, dit praat van, in Genesis 6 praat dit van die reuse, van die seuns van God wat die engele is, vergevalle engele is, wat met die mense op aarde gemeenskap gehad het en reuse is gebore. Nou God het met daai reuse gedeel met die vloed, met Noag se vloed, maar die gees van daai engele wat hulle eerste beginsel verlaat het en met mense gemeenskap gehou het, is weggebere tot op hierdie tyd. En dan word oor hierdie tyd word hulle losgelaat. Dit is 'n seksuele perverse wese, soos nog nooit op hierdie aarde was nie. En dan word vrygestel om te doen wat hulle wil. Ja, hoor die mense dit raak beter, hoor. Nou kan jy dink, wanneer die nice mense weggeneem is, mense mekaar aan die keel gryp, het jy al gedink, hoe belangrik dit is om nou jou saak met Jesus reg te maak, om reg te lewe. Amen. En dan praat hy van die derde perd wat swart is. En die perd het 'n weegskaal in sy hand. Openbaring 6 vers 5. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd en hy wat daarop sit, het 'n skaal
in sy hand. En hy het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n randsoen koring vir 'n penning en 3 randsoene gars vir 'n penning en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Nou dit praat van geweldige hongersnood. Die skaal verwys na kos wat gerantsoeneer moet word, want daar is 'n tekort aan kos. En jy kan niks kry nie, jy kan niks koop nie, jy kan niks vervoer of jy kan niks maak sonder om die merk van die dier te hê nie. Hierdie goeters klink absurd, maar tot op ons leeftyd was daar geen manier om mense te trek en hulle besigheid te weet, soos nou nie. Okay, maar die tegnologie om dit te doen, is nou hier. Michaela doen AI byvoorbeeld. En dit is incredible wat gebeur met AI op die oomblik. Dit kan ten goeie gebruik word, maar die tegnologie is hier. Openbaring 6 vers 8 sê, en ek het gesien en gekyk, daar was 'n valperd, dis die 4de perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg. Hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde om dood te maak met swaard, hongersnood, pes en deur die wilde diere van die aarde. So, let wel, hierdie is die enigste perd waarop daar 2 saam op die perd is. En die Bybel sê dis dood en dit is die doderyk. Want die dood eis die liggaam, maar die doderyk eis die siel. Ry saam. Openbaring 6 vers 9 vertel dat die verkose manier hoe die anti-kris sal doodmaak, is natuurlik onthoofding. So dit is belangrik dat as jy agterbly en jy die wegraping mis, kan jy nog steeds gered word. Kyk, Openbaring 7:14 sê, want hy praat daar van, hy sê, en ek sê vir hom, my Heer, U weet dit, en hy sê vir my, wie is dit wat daar uitkom? Hy sê, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas, en hulle klere wit gemaak, in die bloed van die lam. So, daar sal mense wees wat agterbly, en daar sal mense wees wat nie die merk van die bees vat nie. Maar ek wil vir u sê, as jy nou in 'n omgewing lewe, waar jy warm bord kos het, jy het geldjies om iets te gaan koop, môre, jy het die liefde van 'n gemeente, van mense wat omgee, mense wat vir jou bid, jy het verhoudinge, jy het 'n kerk, jy het 'n pastoor in jou lewe, en jy kan nie God onder hierdie omstandighede dien nie. Hoe op aarde gaan jy dit doen, wanneer daar nie so iets meer is nie? En verwarring, daar is nie. Geen atmosfeer om jou te lei nie. Valse godsdiens en dwaaling. Jy weet, hierdie gees van onthoofding is 'n gees wat nogal opereer in die moslim gemeenskap. As jy kyk hoe ekstreme metodes die geloof om mense te onthoof, is dit vir my interessant om te dink dat dis die gees waarin hulle opereer. En in die tyd sal 144, in hierdie tyd van die verdrukking, vir die 7 jaar, sal 144.000 Joodse evangeliste, nie Jehovah Witnesses nie, Joodse evangeliste sal Jesus begin preek. In die verdrukking en die Joodse nasie sal na Jesus draai. Maar dit sal hulle lewe kos. Hy sê, ag, ek sal maar wag vir die verdrukking en ek sal my
herstel, dan bekeer. Maar regtig, as jy nie nou vir hom kan leef nie, hoe gaan jy dit dan doen? Amen? Jy kan dit nie nou doen nie, really. Maar ek het 'n beloof dat dit gaan beter raak. So, hier gaan ons. Vers 12 sê, verduidelik dat 7 seels reeds oopgemaak word in 'n 7 jaar periode en die laaste is groot aardbewing, son wat swart raak, die maan soos bloed word en sterre wat op die aarde val. Openbaring 6:14 sê en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word en al die berge en die eilande is uit hulle plekke versit. En net voor die laaste seël oopgemaak word. Openbaring 8 vers 1 sê dit. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel, omtrent 'n halfuur lank. Nou, die hemel is 'n plek van aktiwiteit, van aanbidding. Onthou die kerk is dan by Jesus. Die engele in die hemel, maar die Bybel sê op daai stadium kom daar 'n klimaks. Daar kom 'n oomblik van stilte waar die hemel stil staan. En soos 'n stilte voor die storm en afwagting wat gaan gebeur. En dan, terwyl die anti-kris sy tempel opgestel het in Jerusalem, die wêreld hom aanbid, die weermagte van die nasies sterk lyk en oorwin het, en die Joodse nasie lyk asof dit vernietig is, dan sê Jesus, kom saam met my. En die kerk en sy engele kom saam met Jesus terug aarde toe. Hy sit sy voet op die Olyfberg neer en die Bybel sê, met die slag van Armageddon word ontketen, die weermagte van die wêreld word verpletter, die anti-kris word gebind, die onheilige drie-eenheid word mee gedeel en Jesus vestig sy koninkryk finaal op aarde. Nou, hoe weet ek die kerk gaan nie deur die groot verdrukking gaan nie? Want Openbaring 3:10 sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Soos Jesus van Lot gesê het, ek sal Sodom en Gomorra nie vernietig, terwyl jy nog daar is nie, en hy hom moes uitneem. So sê Lukas 17 vers 28. En net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Geëet, hulle het gedrink, hulle het gekoop, hulle het verkoop, hulle het geplant, hulle het gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel afgekom en vernietig. Net so sal dit wees in die dag, wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Jy kan 'n ateïs wees, jy kan 'n gnostikus wees, jy kan een of ander new ager wees, maar jy weet, iets is aan die gang in die wêreld. Something is happening. Die profetiese landskap word reggeskuif. En soos in die dae van Noag, kan die aarde en die wêreld kan maar spot. Terwyl die ark gebou word. Maar as jy dink jy kan aangaan met jou sonde en met spot en met allerhande duisterhede agter die skerms in die politiek, die korrupsie, as jy dink jy kan aangaan daarmee, wil ek vir jou sê, daar kom 'n einde daaraan. Mense kan 'n partytjie gooi en hulle kan 'n lekker tyd hê in Noag se tyd en hulle spot en ewe skielik sien hulle, daar loop 2 olifante. Daar loop 2 kamele. Daar
daar loop 2 itermagogs. Wat? En reguit in die ark in. Boem. Want as jy die profetiese landskap kan sien, sal jy sien dat die diere is besig om uit te stap. En dit het aanhou gebeur tot die laaste diere in was. En Noag en sy familie, en die Bybel sê, en die deure is deur God self, is toegemaak. Ek dank die Here dat die deur nog oop is. Amen. Die deur is nog oop vir jou, die deur is oop vir jou familie, die deur is oop vir jou kinders. En as ek so rondkyk in die geestelike riem in, kan ek sien dat Iran, wat Persië is in Esegiel 37, China, wat die konings van die ooste is, Gog, wat Rusland is, 'n alliansie gaan maak. En ek dink ons is in die eindtyd. Ek merk op dat die diere is besig om te stap. En jy sê, ag, jy weet, ek wil nie nou gaan nie. Ek wil nou eers 'n paar dinge doen. Maar jy het nie 'n konsep van hoe wonderlik jy hemel gaan wees nie. Amen. Jong mense wat nog wil trou. Ag, jy het my dogtertjie en my seun, my skoonseun, Johan. Julle wil nog trou. Julle trou hierdie jaar. Prys die Here, hulle trou. Pragtig. Anie Kele is die laaste ene wat getrou het. So, julle is die volgende ene wat trou is. Lekker. Maar jy weet, mense sê, ag, ek wil hierdie dinge moet eers gebeur. Maar ek wil vir julle sê, dit Romeine 8 vers 18 sê, want ek reken dat die lyding van hierdie teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie. Want die hele skepping wag, sê die Bybel, met reikhalsende verwagting op die openbaarmaking van die kerk. And our expectation of our King is the hope of the church. Dis die hoop, dis die blydskap, dis die vreugde van die kerk. Amen. En daar sal 'n reunion wees in die hemel. So ek is amper klaar. 1 Tessalonisense 1:10. En sy seun uit die hemel sal verwag, hy wat uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. Is dit nie wonderlik nie? Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Hy het ons toorn op hom geneem. Hy het ons straf op hom geneem. Hy het ons oordeel op hom geneem. En so ek wil vir jou sê, jy is geroep vir die hemel, vir die ewige lewe, om deel van sy familie te wees, in sy huishouding te lewe, sy koninkryk, sy priesters te wees. En 1 Tessalonisense 5:3 sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar julle broers, sê hy, is nie in duisternis nie, dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Kan ek 'n amen kry? Dan sê vers 9, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. En dit moet ons bly maak. Romeine 13 vers 11. Ek hoop ons het dit in Engels daarso, want ek het dit in Engels hierso. Kom ek lees dit vir julle in Engels. Romeine 13:11 sê, this also, knowing the time, that it is already time to wake out of sleep. For now, our salvation is nearer than when we believe. The night is fast spent, the day is at hand. It is high time, sê die Bybel. Amen.
It's time to wake up. It's time to get up. It's time to dress up. It's time to oil up. And it's time to fire up. And it's time to look up. Don't have your head down in your sorrows. Look up. Ek wil hiermee afsluit. Jy weet, Enoch het in die Bybel sê, hy het met God gewandel en hy was nie meer nie. Dis die eerste wegraping van die Bybel. Die tweede ene gaan jy wees. Because we're gonna walk with God and we're gonna be no more. No more here on earth. En jy weet, as jy nou leef om God te behaag, hoef jy nie bevrees te wees vir dit wat kom nie. Amen? Lewe om hom te behaag. Lewe om hom te dien. Lewe om hom te behaag. Mense te vergewe, te gee in hierdie tyd. Behaag ons wanneer ons God dien in hierdie tyd. Behaag God wanneer jy deur die vuur oonstap in hierdie tye en jy sê, of die Here my nou help of nie, ek sal nog steeds hom loof. Dit behaag God, as jy iemand begrawe, maar steeds jou hande opsteek en sê, ek verstaan die Here, maar ek aanbid U, en ek maak U groot. Ek soek daai getuienis in my lewe. Voor ek hemel toe gaan, wil ek nou aan God wys, that I serve Him, that I love Him. En ek doen dit met oortuiging. En ek lewe, en ek probeer reg lewe. Want ek is bewus van 'n koning wat kom. Ek buig elke dag voor my Here. En ek sê, kom Here Jesus. Ek wil U vra om saam met my te staan. En ek wil U vra om U oë toe te maak. En hierdie is die beskikte uur vir jou redding. En ek wil U vra, as U in U eie lewe weet, nie seker is, dat as Jesus kom, dat jy sal saamgaan nie. Jou redding is nie verseker nie, daar's onbeleide sondes in jou lewe. Weet ek dat die Heilige Gees ons kan oortuig van al daai dinge. As die Heilige Gees jou oortuig van jou sonde, wil ek jou vra om vanoggend jou hart vir die Here te gee. En ek glo elkeen wat hier is, hier het al gedoen, but I cannot go on without giving you the chance this morning to surrender your lives to Jesus, to give Him complete control, to make Him the Lord and the Savior of your life. So ek wil U vra om almal hierdie volgende gebed saam met my te doen. Wil jy dit agter my aan sê nie? Wil jy net sê, Hemelse Vader, ek staan voor U, en ek wil U dankie sê, dat U 'n plan het met my. Nie net hier op aarde nie, maar in die ewigheid, saam met U. Dankie vir die voorreg, dat ek nou 'n geleentheid het, om my hart vir Jesus te kan gee. En so kom ek voor U, Here, en ek bely my sonde. Ek roep op die bloed van Jesus. Kyk na die kruis. Kyk na Jesus. En ek wil sê, U is my verlosser. U is my redder. Vergewe my. Reinig my. Ek maak U die koning en die Here van my lewe. I surrender. And I love you, Jesus. Dankie, Here. Amen. Halleluja. Here seën U. As U nie seker is nie, asseblief kom sien my in my kantoor.
Die Here seën julle.